Vanoggend sluit ons die visie maand af. En as jy die vorige weke hier was, glo ek jy weet wat die Here in store het vir Klein Karoo gemeente. Maar ons staan op die skrif vir hierdie jaar en ons het 'n profetiese skrif vroeër verlede so Oktober verlede jaar ook gekry en dis waar dit gebore is. Maar Romeine 15 vers 13 sê, die God van die hoop, dat die God van die hoop julle vervul, deur die geloof. Hy sê jou vervul, want hy is die God van hoop, deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Nou sal jy die visie is, sy lig gee hoop, en dan is 'n instruksie, wat jy vandag gaan hoor, 'n instruksie is dat ons in liefde leef. Sy lig gee hoop, leef liefde. So as jy verstaan dat dit sy lig is, en sy hoop is, waaraan ons vashou, dan sal jy outomaties in liefde leef. So as jy na hierdie skrif kyk, sê dit, hy is die hoop, deur die geloof, dat jy oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees, wil ek sê, is die lig. Dis sy lig, wat deur jou skyn, sodat jy die deurslag kan gee vir die wêreld. Jesaja 60, en dis die profetiese woord wat ek glo ons het gekry, en toe as jy van George af inkom, dan staan dit teen die berg ook, so as jy daar verbyry, dan weet jy, dit is oor Oudtshoorn, wat daai, almal wat inkom Oudtshoorn toe moet weet, dat hierdie is die skrif oor Oudtshoorn. Staan op, Jerusalem, laat jou lig skyn, sodat wie? Alle volke dit kan sien, want die Here se heerlikheid skyn op wie? Op jou. Duisternis kom oor die aarde, donkerte oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy teenwoordigheid. En ek wil hê jy moet sien, skyn sy teenwoordigheid. Wat is sy teenwoordigheid? Die Heilige Gees, wat in Romeine 15 vers 13 staan. Sy teenwoordigheid. Nasies sal na jou lig toe stroom en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. En as ons dan sien dat hierdie lig skyn, dis sy lig wat skyn in jou, en jy moet daardie lig vir ander mense gee, dan sien 'n mens in Matteus 15 vers 14 en 16, so ek het die twee bymekaar gesit, net 15 uitgehaal. Julle is die lig vir die wêreld. Ons as kerk is geroep om die lig vir die wêreld te wees. Niks anders dan jy. Hy sê, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Dan het ek die volgende in bold gesit, sal jy daarso sien. Dit sê, laat julle lig so voor die mense skyn. So dis nie ons lig nie, dis sy lig wat ons dan skyn. Laat julle lig dan so skyn julle lig so voor die mense skyn, dat julle goeie werke, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. So as mense vir jou sê, dit gaan nie net oor werke nie, dit gaan nie net oor werke nie, want die woord sê so. Maar dit is die werke van die koninkryk wat gesien moet word. So as dit oor jou slim planne of jou mooi maniere of jou mooi talente gaan, dan wil ek jou sê, dan is dit nie lig wat skyn nie. Dit gaan oor sy koninkryk alleen, want hy sê dit moet die Vader verheerlik wat in die hemel is. So as jy daai skrif daar sien, moet die wêreld moet kan sien, hier's iets anders aan ons. Dit gaan oor jou werke, want hy sê dan, die goeie werke wat julle doen, moet hulle sien, en dit moet julle Vader wat in die hemel is, moet dit verheerlik. Dan kom ons by vandag se skrif, en ons gaan rondom Romeine 13, gaan ons bietjie gaan kyk. Wat is daardie leefliefde dan? Wat vereis die skrif van jou en my om in liefde te leef? En ek gaan later by 'n deel kom en ek gaan vir jou drie dinge gee wat ek glo van die Here af is. Maar ons lees eers in die begin van hoofstuk 13
sien ons Paulus skryf aan die Romeine en hulle is 'n alright volk. Hulle is nie soos die Korinte wat heeltemal van die pad afgedwaal het nie. Maar hulle het toe later so begin fokus op die wet, die 10 gebooie en die volle wet, dat hulle begin eintlik bietjie van die pad afgaan. En hulle dinge begin toelaat wat onder hulle heers. En een van die dinge wat hy dan in die begin van Romeine 13 begin aanspreek, is sê, julle begin teen die regering begin julle ook optree. Want julle dink julle doen reg en so gereeld dan sal ons hoor, nee, maar ons regering is sleg en ons regering doen dit en al die dinge van die regering. En ja, hulle is nie die beste nie. Maar die woord vereis van ons, en Paulus skryf aan die Romeine en hy dis van toepassing op ons ook vandag. Dit sê betaal aan jou regering wat jy moet doen. Wees goed vir jou regering. Dis hoekom deel van ons visie is gemeenskap. Deel van ons gemeenskap is ons munisipaliteit. Deel van ons gemeenskap is ons dienslewering. En wat se verskil, wat se lig gaan skyn ek en jy in Oudtshoorn? Oudtshoorn munisipaliteit. Wie is ons? Praat ons saam of praat ons teen? So ons sien hy kom op hierdie deel en hy sê maak seker jy betaal al jou dinge. Maak seker jy betaal jou skuld. En dan vang ons op en dit is waar die kern van die boodskap vandag kom. Paulus skryf en hy sê betaal alles wat jy verskuldig is. Betaal alles wat jy verskuldig is, maar een rekening wat jy altyd verskuldig sal bly is om mekaar lief te hê. Dis iets wat jy nooit kan afbetaal nie. So as jy iemand liefde skuld, wat moet jy doen? Jy moet hom liefde gee, want jy sal dit altyd verskuldig. As jy jou naaste liefhet, sê Paulus, vervul jy die wet. Hy praat hierso want hy spreek hulle aan, hy sê, want julle liefde vir julle naaste het verkoud. En dis hoekom hy sê, hey, kry jouself reg, want julle dit laat gaan, julle het opgehou lief hê vir die mense om julle, julle het opgehou lief hê vir die mense wat eintlik teen jou is. Jy moet jou naaste lief hê, al doen hy nie wat jy van hou nie, moet jy hom lief hê met alles in jou. Vers 9 sê, al hierdie gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is. Is my vreemd dat hy daarin sit. Al hierdie, hy pinpoint en dan sê, wat ook al se ander gebod daar is, wat julle ook dan nakom. Julle probeer al hierdie dinge mooi nakom, julle probeer die wet nakom, word immers in hierdie een gebod saamgevat. So hy sê nie, los die ander gebooie nie. Hy sê maar dit alles word in saamgevat in een. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar dan wonder ek by myself. As Paulus vir die Romeine sê, want hulle het verkoud in hulle liefde. So hy sê, as jy verkoud het in jou liefde, moet jy net jou naaste lief hê. Soos jouself. Maar partykeer het ons nie eers onsself lief nie. So hoe kan jy jou naaste lief hê? Maar dan gaan kyk ons na wat Jesus sê, want hierdie liefde wat Paulus hiervan praat, het 'n limit. Daar's 'n mate van 'n limit. Daar's nie meer nie. En as hy sê, daar's een ding wat jy altyd sal verskuldig is die liefde, as jy dan liefhet soos wat jy jouself liefhet, dan sal 'n limit. Jy gaan die dak tref. Maar Jesus kom en hy, voordat Paulus hierdie gesê het, onthou, Jesus sê, ons moet hierdie doen. Hy sê, ek gee julle 'n nuwe opdrag. Ek gee julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle liefhet. Net so moet julle mekaar lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal daaraan sien dat julle my disippels is. So ek wil jou terug gaan verwys en ek wil jou wys na daai Matteus 5 vers 14 en 16. Dit sê dat ons 'n lig moet wees vir mense, vir almal om ons. Maar as ons dan
liefhet soos ons onsself liefhet, maar van ons daar kom tye wat ons nie eens onsself liefhet nie. Hoe kan jy dan jou naaste lief hê? So as ons dan in liefde leef, is ons veronderstel om hierdie nuwe gebod. Dit beteken nie die ander gebod, die 10 gebooie en die wet is weg nie, maar dit is vervul in hierdie een. Hierdie een sê, moet lief hê soos wat hy ons liefhet. Want dan het jy 'n strewe heeltyd na meer, en dan is dit hierdie ene waaraan sal jy altyd verskuldig wees, is die liefde. Nie die liefde soos wat ek vir myself lief is nie, want daar dis die agape liefde, die onophoudelike liefde, die liefde sonder boundaries, daardie liefde moet jy nastreef. Want daardie liefde sal dan jou lewe word. As jy weet dat jy verskuldig is aan alle mense om jou heeltyd, om hulle lief te hê, soos wat wie? Jy jouself liefhet? Nee, soos wat Jesus ons liefhet. As jy dan weet, hy het vir jou gesterf omdat hy lief is vir jou. Hy het opgestaan omdat hy lief is vir jou. Hy vergewe jou elke dag omdat hy lief is vir jou. So dan as jy liefhet soos wat Christus lief is, dan begin ons leef in liefde. Romeine 13 vers 10 sê, die liefde doen niemand kwaad aan nie. Wat se liefde? Die liefde van Jesus. Die liefde van Jesus doen niemand kwaad aan nie, en as jy daardie liefde verander gee, dan doen jy niemand kwaad aan nie. Daarom voldoen die liefde aan al God se vereistes. Jy kan al hierdie dingetjies doen. Jy kan die gebooie nakom, jy hoef nie eg te breek nie, jy hoef nie moord te pleeg, jy hoef nie te steel nie, jy hoef nie te begeer nie, jy kan die hele wet nakom, maar as jy nie liefde het nie, dan sê die woord hierso, dan voldoen jy nie aan God se vereistes nie. So, daardie deel van die visie is 'n vereiste van God, sodat jy liefde leef. So as jy verstaan, dis sy lig gee hoop, dan sal jy ook verstaan, en jy sal 'n openbaring ontvang, dat dit van jou verwag word, om in liefde te leef. Ek gee vir jou 3 punte, 3 punte, vanoggend, wat jy moet word, en ek het so 'n bietjie gespeel met woorde, so wat moet jy word om in liefde te leef? So die eerste ene, en ons begin, dis die laaste deel van daai Romeine 13, vanaf vers 11 tot 14, is hierdie 3 punte vir my belangrik, by 'n kind van die Here, wat in liefde leef, teenoor sy naastes. Romeine 13 vers 11 sê, julle moet hierdie dinge doen, omdat julle besef, dat die tyd besig is om uit te loop. Wat moet jy word? So die eerste ene is word wakker. Skryf dit neer, as jy 'n pen en papier het. Eerste een sê, word wakker. Hy sê, dit is dringend tyd om wakker te word. Want die tyd van ons finale verlossing is nou alweer 'n hele ent nader as toe ons gelowig geword het. Die probleem in die kerk oor die algemeen, ek sê nie hierdie kerk nie, die probleem in die kerk oor die algemeen, is die kerk is aan die slaap, wanneer dit kom by die koms van die Here. Want almal wil redeneer oor wat gaan gebeur en hoe gaan dit gebeur, gaan dit pre-post of wat ook al wees, en ons mis die koms. Ons begin redeneer, en ons het vanoggend daaroor gepraat, ek en Solly. Ons begin redeneer binne in die kerk of Bethel en Hillsongs en wat se liedjies alles van die vyand van die duiwel af is. Ons begin redeneer oor sulke goeters. Maar ons mis dat ons onsself moet wakker maak dat die koms van die Here naby is.
So word wakker, kerk. Nie Klein Karoo gemeente nie, maar Klein Karoo gemeente ook. Word wakker. Want die tyd is al 'n end nader. Ons lees in Matteus 25, 1 tot 13, jy kan daar gaan lees, ek is nie op die bord nie. Lees ons van die 10 maagde. En hulle is verwagtend, van hulle het 5 van hulle is die wyses, jy kan die hele storie daar gaan lees, 5 wyses en 5 onwyses. 5 het voorberei op sy koms. Hulle het hulle lampe vol olie gemaak, want die lig moet skyn wanneer die bruidegom kom. En toe die bruidegom talm om te kom, toe raak hulle aan die slaap. Okay? So partykeer die kerk ook raak aan die slaap, want hulle het kort na Jesus opgevaar het, lees ons in die Bybel, die tyd is naby. Nou is ons al 2026 jaar later en ons sê nog steeds die tyd is naby. Imagine hoe naby is die tyd nou. So as die tyd naby is, word die kerk aan die slaap en ons kry hierdie 5 maagde, die wyses, toe die bruidegom daar is, toe is hulle lig aan. Toe is dit sy lig wat skyn as die bruidegom kom. En die ander 5 het verboureerd rondgeskarrel. Leen vir ons 'n bietjie olie, laat ons ook net 'n bietjie het, of hulle het weggegaan en hulle sê toe gaan koop en toe die bruidegom daar is, toe is hulle nie daar nie. En dis wat gaan gebeur in die kerk. Die bruidegom gaan kom en van die mense gaan dan sê, o ja, maar ons moet nou plan maak. Nou moet ek die Here aangryp, nou moet ek, en dan is dit te laat. Nou moet ek sy lig skyn in Oudtshoorn. Nou moet ek sy lig skyn in my familie. Nou moet ek hoop wees vir my mense. Dan is dit te laat. Dan sal die bruidegom kom en hy sal sy bruid kom haal en jy sal agterbly. Die tweede een is word skoon. So wat moet jy word? Jy moet wakker word en jy moet skoon word. Vers 12 sê die nag is naby, is byna verby. Die dag is so te sê hier. Kom ons trek daardie vuil sondeklere uit wat in die donker tuis hoort. As iemand met sonde besig is, dan is daar 'n duisternis wat oor hom heers. So gereeld dan kry iemand jy toegelaat om sekere sondes aan te trek. En dan na ruk raak dit so moeilik om te los aan daardie sondes. Dis hoekom hy nie daardie sondekleed kan uittrek nie. So Paulus sê, trek daardie sondekleed uit en trek vir jou die regte kleed aan, 'n skoon kleed, word kleed, gaan was jouself, gaan maak reg, want dit is net wat hoort by die duister. En trek die wapenrusting aan wat pas by die lewe in die lig. So daardie sondekleed wat ons so maklik aantrek. Hy sê trek dit uit. En trek wat aan? Nie enige ander klere nie, die wapenrusting. Ons almal ken dan, daar was nou die dag het Tommy gepraat oor die wapenrusting. Maar ons kyk dan, as jy dan hierdie wapenrusting aan het, hoe moet jy beweeg? As jy dan skoon word, Galasiërs 5 vers 18 sê, maar as jy deur die Gees gelei word, so jy moet die wapenrusting is 'n geestelike, dis nie elke oggend aantrek nie julle, dis iets wat deel is van jou, hy's aan. Trek hom nie, klik hom nie, sit nie jou helmet, net jou helmet aan en jou skild tel jy op in die oggend en dit is deel van jou. So hy sê, as jy deur die Gees gelei word, is die wet nie meer julle baas nie. So as jy dan skoon gemaak is, as jy die wapenrusting aan het en jy word gelei deur die Gees, dan is die wet nie meer jou baas nie. Nou as ons gaan kyk na Romeine 13, dan, of eintlik die hele boek Romeine, dan sien ons Paulus
sê julle toegelaat dat hierdie wet oor julle heers. Want hulle wil so graag reg lewe en nou laat hulle toe dat sonde heers in hulle lewe. Want hy sê, trek uit hierdie sondekleed. Hierdie dinge wat julle toegelaat het in julle lewe, moet jy uittrek. So hy sê, en toe kry die wet beheer oor hulle. En die liefde het verkoel. So omdat daardie wet, was hulle so gefokus op om reg te lewe volgens die wet. Wat is die wet? Dit wys jou dat jy het 'n redder nodig. Niks anders te nie. Dit is nie iets om na te kom nie, want jy gaan heeltyd faal. Dit wys jy het 'n redder nodig en jy het iemand nodig en sy naam is Jesus Christus om jou vry te maak. So hierdie Romeine kry hulle self in hierdie sonde vas. En as ons dan gaan lees in die woord, dan sê dit, wat bring die sonde? Dit bring dood. Wat is sonde? Ag, wat is dood? Dis duister. So duisternis begin heers oor hierdie mense. En sonde bring dood en altyd net dood. Moenie dink jy gaan toelaat, ag, net hierdie een keer. Net hierdie een keer, ek ken nie 'n ou wat toelaat dat sonde heers in sy lewe en dan is dit net hierdie een keer nie. Dit kry stadig maar seker beheer oor jou. Dr. Bram Hanekom het hierso 'n amazing voorbeeld van die sonde wat beet kry aan jou vertel. In Antarktika het hulle gesukkel om die wolwe te vang. Toe kom hulle agter hoe jy 'n wolf vang, is jy vat 'n mes en jy sit hom in 'n koppie bloed en jy vries die bloed. Dan draai jy die mes om en jy plant hom onderste bo. Dan kom daardie wolf lekker aan daardie bloed. In die begin is dit lekker. Niks fout nie. En dan na ruk raak hy so gulsig dat hy sy eie tong aan daai mes begin sny en dan bloei hy net daar dood. En dis hoe die sonde begin heers. In die begin is dit lekker. In die begin was dit vir die Romeine lekker. Maar toe hulle later kyk, toe is hulle so ver van die Here af, want hulle wou net toelaat dat 'n paar goedjies heers in hulle lewe. Jesus kom en hy bring vir ons genade. Genade is nie 'n license to sin nie. Genade is daar vir jou sodat jy kan vrykom van hierdie dinge. Romeine 13 vers 13 sê, ons moet ordentlik lewe. Lewe sonder hoop, sê ek hierso. Ons moet ordentlik lewe. As jy ordentlik lewe, lewe jy sonder sonde. Pas op dat daardie sonde deel word van jou lewe. Hy sê, jy moet ordentlik lewe sodat dit die toets van die daglig kan deurstaan. Die daglig is wanneer toe Jesus kom, toe gee hy vir jou daglig. Daar's nie meer duisternis wat oor jou heers nie. Dis sy genade wat daar is vir jou. Hy sê sodat jy die daglig kan deurstaan. Ons moenie betrokke wees en hier's nou hulle toegelaat. Dis wat hy nou sê. Hy spreek hulle aan want hulle het betrokke geraak by hierdie goed. Hulle het die wet nagekom. Hulle het nie moord gepleeg en eg gebreek en al daai ding nie, maar hulle het hierdie goed toegelaat. Hy sê jy moenie toelaat betrokke wees by wille en dronkword partytjies, by seksuele en losbandigheid, spattigheid of onenigheid of afgunstigheid nie. En hy noem al hierdie goeters want dit heers onder die Romeine. So hy sê nie moet dit nie doen nie, hy sê moenie eers daarbey betrokke wees nie. Al doen jy dit nie self nie, moenie daarbey betrokke wees nie. Moenie betrokke wees by wille en dronkwordpartytjies, by seksuele en losbandigheid, spattigheid. En dan sê hy hierso vir my, dis vir my iets wat toelaatbaar is in die kerk tot vandag toe. Hy sê of onenigheid of afgunstigheid nie. As jy nie in eenheid saam met 'n instansie of die kerk of so kan staan nie, dan sê hy jy's net so goed so jy's betrokke by seksuele losbandigheid nie. Hy sit dit alles saam, onenigheid of afgunstig. As jy afgunstig is teenoor iemand anderste, dan sê hy net so goed
soos die ou wat by wille dronkword partytjies betrokke is. So ek waarsku jou, moenie sê daar's kleiner en groter dinge wat die Romeine gedoen het nie. Hy sê al hierdie dinge moenie betrokke wees daarby nie. As iemand nie saampraat nie, as iemand nie in een gesind met dit wat die kerk besluit of die kerk mee besig is, of as iemand nie saampraat met die nuwe logo nie, hoe sal jy jou self daarby betrokke maak? So dit sê, die eerste ene word wakker, die tweede ene word skoon, en die derde ene, dis nou by jong tienermeisies, as die seuns begin kinderagtig raak, dan gebruik hulle hierdie een baie, word groot. So as die seuns begin irriterend raak vir die meisie, dan sê hulle, word groot. So dis nie met daai stemtoon nie. Corine het my mooi geleer, dis nie wat jy sê nie, dis hoe jy dit sê. So, word groot, ek is nie met daai stemtoon nie, né? Word groot. Vers 14 sê, nee, soos 'n mens jou klere aantrek, moet julle die Here Jesus Christus aantrek, en nie 'n duimbreedte gee aan die begeertes van die sondige natuur nie. So as jy groot word, geestelik, dan word jy groot en jy groei in die liefde. Jy word groot en jy staan in afwagting vir sy koms. Jy word groot en jy staan reg elke dag. As jy groot word, geestelik, dan het jy nie meer begeertes teen al hierdie sondes wat hy hier aanspreek nie. So ek gee vir jou hierdie laaste skrif, 1 Korintiërs 13, en as jy 1 Korintiërs 13, dis 'n bekende skrif by troues, almal gebruik hom by troues. Maar 1 Korintiërs 13 sê 'n amazing ding. Al praat ek mense engeletale, maar dis nie uit liefde nie. Dan is jy niks. En daardie liefde in 1 Korintiërs 13, hy praat net van die agape liefde van Jesus Christus. As jy daardie liefde kan leef, dan kan ek sien aan 'n ou se lewe, hy staan reg vir Jesus se koms, en dit alleen. Dit is hoekom ek liefhet, soos wat Jesus sy mense liefhet. Ek wil hê jy moet jou oë sluit. Die eerste ene word wakker. Theo, kan ek vra dat jy sommer hierso net op die gitaar saam kom speel? Eerste ene word wakker. Is jy nog aan die slaap? Nie voorbereid nie? Nie voorbereid op sy koms nie? Nie voorbereid op dit wat die Here van jou verwag nie? Tweede ene word skoon. Het jy toegelaat dat daardie sondige kleed, stadig maar seker, het jy toegelaat dat jy eers net daai kous aantrek, en andersom is alles mooi, niemand sien die kous nie. Jy rukkie later die ander kous aangetrek en agtergekom, niemand sien dit raak nie. En toe jy jouself weer kry, het jy daardie sonde kleed heeltemal aan. En jy worry nie meer wat mense van jou dink en van jou sê nie. Of is jy nog steeds besig om net met die kouse as die sonde kleed aan te hê? Die Here sê, dit hoort nie by 'n kind van die Here wat in liefde leef nie. Trek daardie uit en trek die volle wapenrusting aan, sodat ons die toets van die daglig kan deurstaan. Die derde ene sê word groot. Word groot geestelik. Want as ons net heeltyd melk gevoer word, dan kan ons nooit groot word nie.
Die ding is met liefde, almal dink liefde is net 'n mooi ding en almal moet my maar net lief hê soos ek is en almal moet my net nie judge nie. Die ding met liefde en ware agape liefde is hy sal jou korrigeer ook. Dis soos 'n ma wat nie sal toelaat laat haar kinders net oor die pad hardloop oor 'n besige interseksie nie. Omdat sy lief is vir hulle. Ek wil toelaat dat hulle doen wat hulle doen, maar ek gaan dit nie doen ten koste van jou lewe nie. En daarom kom Jesus en hy sê, julle gaan nooit die wet kan nakom nie. En ek wil nie hê julle moet betrokke raak aan al hierdie dinge nie. Ek gaan my lewe vir jou gee. Ek gaan jou wys wat dit is om in liefde te leef. Sodat jy dit kan ervaar. Vry kan kom van al hierdie dinge en sodat die daglig oor jou kan heers. Dalk het jy toegelaat. Een van hierdie. Dalk jy al twee, die eerste sit jy mooi onder die knie. Maar jy groei net nie geestelik nie. Of dalk is jy besig om baie groot te word, geestelik. Maar jy laat toe dat daai sonde kleed nog oor jou heers. Of dalk het jy al twee daai onder die knie. Maar jy het aan die slaap geraak. En is nie voorberei op sy koms nie. Wat ook al dit mag wees, ek wil hê jy moet net jou hand in die lug steek as dit jy is. Op een van hulle, dalk is al drie, is jy kort. Jou hand net vinnig opsteek en laat sak. Sê, daar gaan hande, dankie. Vinnig op en af. Dankie, dankie. Daar's 'n paar hande wat opgaan. So 'n paar sekondes nog gee. Gaan dit weer by jou vir jou sê. Eerste ene word wakker. Die tweede een word skoon. En die derde een word groot. Dankie Here dat U elkeen se hart ken. Wat se hand in die lug op is, U ken hulle by die naam. Want U het hulle by die naam geroep. U weet wat hulle tekortkominge is. U ken hulle soos die palm van die hand. Here, ons wil vra dat U daardie hart sal sien waarmee daardie hand opgegaan het vanoggend. Dat U elkeen sal kom ontmoet. Here, en dat hulle 'n openbaring, 'n ware openbaring van Jesus Christus kan ervaar. En dat hulle so sal lewe deur hierdie 3 punte om in liefde te leef. Here, dat hulle so sal lewe dat hulle U kan ervaar. U vrymaking van enigiets wat hulle terughou, of dit is of hulle aan die slaap geraak het en of hulle is omdat hulle toegelaat het dat die sonde kleed oor hulle heers, en of dit is of hulle net 'n soeke het om groot te word geestelik, om 'n pad met U te stap en nie 'n duimbreedte te gee vir die sonde wat heers in hulle lewe nie. Here, U ken ons harte. U ken elkeen persoonlik. Ons wil vra dat U hulle waarlik vry sal kom maak vanoggend. Ons vra Jesus dat U sal oplig, versterk, wakker maak. Here, en wanneer ons wakker is, Here, dat ons voorbereid sal wees aan U koms. Dat wanneer U terugkom, dat ons gereed sal wees met ons lampe vol olie, besig om te skyn aan 'n wêreld wat dit so nodig het. Here, en dat ons hierdie sal uitleef, dat ons sal ervaar dis sy liefde
gee hoop. Sy lig gee hoop dat ons in liefde sal leef. Sy lig gee hoop, leef liefde. Ons bid, Here, dat U hierdie gemeente na hoër hoogtes toe sal vat. Dat wanneer ons U lig skyn, dat ons altyd hoop aan 'n hopelose wêreld sal gee. Maar so ook liefde sal gee waar dit so nodig is. Ons loof en ons prys U wonderlike, kragtige, almagtige naam. En ons sê dankie vir elke siel wat teruggekeer het vanoggend na Jesus toe. Ons bid, Jesus, dat hulle ingeskakel sal raak, deel van U liggaam. In Jesus naam. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my bergvesting, U is die God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pyl wat bedags vlieg, die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, of 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien, want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om dit te bewaar op al jou weë, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Amen, amen en amen.